Goeiemôre. Die dingetjie van die selfoon wat ek nou gehoor het, is die een wat my normaalweg wakker maak. Is julle almal nou by? Almal lekker wakker vir die oggend wat voor lê? Kom ons sê sommer vir mekaar net goeiemôre. Maak seker van die mense wat langs aan jou is, dat hulle lekker warm is en reg is vir die erediens. Dalk is hier vanmôre weer mense in die erediens wat 'n bietjie rondgeloop het en 'n bietjie weg was. Daar is nog steeds sommige wat weg is en wat nog nie hier is nie. Maar vir ons is dit die geleentheid om hier by mekaar te kom in die kerkgebou. So dankie vir die klomp wat vanmôre ook vir ons die sang gelei het. Ek het daar voorlangs gestaan toe sê die mense nou maar waar is die musiek dan? Toe sê ek nee, as julle nou sit dan kom die res ook. Dankie vir julle bydrae ook in hierdie oggend. En kom ons buig so vir 'n oomblik voor die Here. Dit gaan goed met die mens vir wie U uitkies en laat naderkom om in die tempel te bly. Laat ons dan die goeie dinge in hierdie huis, o Here, in oorvloed geniet. Die goeie dinge in die heilige woning. Amen. Daarom kan ek julle dan nou ook groet vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dit is tog oor wie dit ook gaan as ons in hierdie oggend so by mekaar is, 'n erediens, 'n diens tot eer van die God waarmee ons dan nou vanmôre ook aanbid het. En ons het altyd ons kers wat ons aansteek waarmee ons dan ook vir mekaar herinner dat God vir altyd en ewig 'n werklikheid is in ons lewens. Ons het 'n luisterlied in hierdie oggend weer, lekker rustig en woorde. Probeer altyd as ek 'n lied op hierdie stadium wys, laat speel, dat die woorde ook helder en duidelik daarmee saamkom, sodat ons presies kan hoor wat is dit wat in die lied na vore kom. Ons gaan daarna luister en ek nooi vir elkeen in hierdie oggend wat ook graag 'n kers wil kom aansteek, om dit te kom doen hier voor by die tafel en kom ons gebruik die oomblikke om ons waarlik in te stem ook vir hierdie geleentheid waar ons so by mekaar is. I will make this day my prayer. I will give you everything that I am and do today. I will give you all my cares, all my joys and sufferings. I will make this day my prayer. When I work, may my work usher in your reign, and as I go, may I go with you. When I speak, may my lips sing your praise again. May my words be light and true. I will make this day my prayer. I will give you everything that I am and do today. I will give you all my cares, all my joys and sufferings. I will make this day my prayer. When I see my friends, may they see you in me, and may I see your face in them, and may our conversation
all my joys and sufferings. I will make this day my prayer. I will make this day my prayer. Ons het vanmôre ook 'n lied wat ons gaan saam sing, strome van seën van bowe, en dat die Here gee vir ons op soveel verskillende maniere, gee hy vir ons die seën en seën hy ons. Maar met die beeld wat gebruik word, dink ek in die tyd waarin ons nou leef, is daar in die Weskaap ook 'n baie groot behoefte aan reën. So met die twee dinge in gedagte wil ek julle nooi om op te staan en dan sing ons hierdie verse van hierdie lied saam. Strome van seën van bowe, dit het die liefde beloof. Heerlike tyd van verhooging, vloei uit ons heiland en hoop. Strome van seën, gee van die volheid ons ween. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, daal met verfrissing tans neer. Skenk uit die hemelse volheid, skenk ons 'n oorvloed, o Heer. Strome van seën, gee van die volheid ons ween. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, hier laat ons vloei in elk oord. Skenk die belofte verkwikken, kom en bevestig die woord. Strome van seën, gee van die volheid ons ween. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, gee dit al voller, o Heer. Dorstig en bidende wag ons, word hier verheerlik, o Heer. Strome van seën, gee van die volheid ons ween. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Dankie. Ons gaan vanmôre 'n bietjie blaai hier meer na die agterkant toe van die Bybel. Hier so een van die laaste hoofstukke. Kort voor Openbaring kry ons vir 1 Johannes. En ons gaan daardie klompie verse gaan ons saam lees vanoggend. 1 Johannes 5 vanaf vers 6 en tot aan die einde van daardie hoofstuk. Ek wil ook graag saam met julle bid. Here, daar is baie dinge waarvoor ons in hierdie oggend sou kom vra. En u weet daar is 'n verskeidenheid van behoeftes by ons aanwesig.
En daar is soveel dinge wat 'n invloed het op elkeen van ons. Dis die dinge wat daar buite gebeur, dis gesprekke waarby ons betrokke is. Dit is nuus wat ons lees of na luister. En dit is na mense naby aan ons, vriende, mense in ons omgewing, van wie ons ook bewus is. En Here, so kom ons in baie groot afhanklikheid. Ook maar net in hierdie oggend weer na U toe as ons besig is om te bid. Maar tussen dit alles deur, Here, is daar ook baie dinge waarvoor ons dankbaar is. Dalk is daar dinge in ons lewens wat vir ons gevoel het, dis ver buite ons bereik, en dit sal nie sommer verander nie, of dit sal nooit verander nie. En dan skielik is daar 'n deurbraak. En dit verander ons lewens totaal en al. Here, ons wat hier is, kon in hierdie môreoggend opstaan. Ons kon aantrek. Ons kon in 'n voertuig klim. Ons kon tot hier ry. En in hierdie oomblikke kan ons hier sit, ergens op 'n plekkie in hierdie gebou. Here, want aan die ene kant wil ons die eer aan U gee. En aan die ander kant wil ons maar net sê, ons leef vanuit U hande. Daar is dinge wat ons moedeloos maak, wat maak dat ons daar onder in die put bly, in 'n doodloopstraat, net voel of daar nie uitkoms is nie. En dan is daar selfs die klein dingetjies in die lewe, waarvoor ons maar net kan sê, dankie Here. Maar ek wil veral in hierdie oggend ook sê, dankie vir die verlossing. Here, 'n paar van ons liedere wat ons vooraf gesing het ons herinner aan die plek wat U, o Jesus Christus, kom inneem het in hierdie wêreld. En die pad wat U geloop het, en die wyse waarop U vir ons 'n nuwe toekoms kom verseker het. Dankie Here. Dankie dat ons U in hierdie dag kan aanbid. Maar dankie dat U ook vir ons intree by die Vader. En dat waar ons plekke het, waar ons sukkel om woorde te kry en die regte woorde te gebruik, dat U in die Gees ook daarmee vir ons help. Wil U ook vir ons help in hierdie oomblikke, Here, as ons die Bybel oopmaak en daarna luister. En wil U dit vir ons tot seën maak. Amen. Ek is by daai gedeeltetjie vers 6 wat sê, die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie dinge wat getuig. Die Gees en die water en die bloed. En die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God. Want dit is God wat getuig. En die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leienaar. Omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee. En die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra.
En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. As iemand sy broer sien sonde doen, wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen, wat nie tot die dood lei nie. Daar is sonde wat tot die dood toe lei. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood lei nie. Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom en die duiwel kry geen houvas op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. En ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af. Volgedeelte, ons gaan nie noodwendig by elke aspek daarvan uitkom nie, maar tog dan ook by die kern van hierdie gedeelte. Liewe broers en susters, daar is 'n Nederlandse teoloog, Okke Jager, wat onder andere 'n boekie skrywe oor 'n man. En dan vertel hy van hierdie man dat hy in hom het hy net een begeerte gehad. En dit was om al die honderde wette van sy ortodokse godsdiens na te kom. Hy wou alles daarvan haarfyn doen, tot op die laaste letter daarvan. Dis waarop hy ingestel was. En van hierdie man het die ander mense dan nou ook gesê, daar is iemand wat reguit hemel toe gaan. Hy sou die toets deurstaan as hy die dag daar by die poorte van die hemel kom, en hy sou sekerlik met vleiende vaandels sou hy daar ingaan. En as hy dit nou nie kan maak nie, dan is sekerlik nie een van ons in die posisie om wel deur die poorte van die hemelryk te gaan nie. En op 'n dag het een van sy vriende vir hom gevra, jy is tog seker dat jy hemel toe gaan? Nie waar nie? Kerel het so vir 'n oomblik gehuiwer en gesê, wel, kom ons spreek dit so af. As ek op my sterfdag wit klere het, dan gaan ek hemel toe. Maar as ek op my sterfdag swart klere aan het, dan is ek nie gered nie. En nie baie lank daarna nie, vertel die storie toe, het hierdie man gesterf. En nou wonder julle seker ook, nou wat het hy aangehad? Nie swart nie, en ook nie wit nie. Hy het grys klere aangehad. Want hy het nie geweet waarheen hy gaan nie. En julle besef ons nou, dit kon wit wees, of dit kon swart wees. En toe, onverwags, het hy hierdie grys klere aan, waarin hy dan toe nou ook sterf. En dan wil ek uitkom hier by die kern van hierdie gedeelte, en ek wil vra, maar kan 'n mens dan nou seker wees? En dalk is daar 'n klomp mense wat in hierdie oomblik kon reageer en sê, ja. Dalk sommige 'n rapsie huiweriger. Maar kan 'n mens seker wees oor God? Kan 'n mens seker wees van jou saligheid? Kan 'n mens seker wees van die hemel? Dalk is daar nou nog van die woorde in hierdie gedeelte wat ons gelees het, wat weer klink in jou ore. Ek dink ons kan vir mekaar sê, ja, jy kan seker wees. Solank as wat dit nie in jouself gesetel is nie. As dit nie daarvan
afhang of jy al die wette en al die voorskrifte aan voldoen het nie. Dit wat ons godsdiens van ons vra. As dit waar sou wees by jou, dan lyk dit vir my sal ons amper moet antwoord soos hierdie manne sê, kom ons kyk wat gebeur die dag as ek sterf. En dan moet ek self ook maar wag om te sien wat gebeur in daardie oomblik. Dit sou beteken dat ons dalk ook op die ou ende gekonfronteer kon word met 'n grys kleed en dat ons draers is van die grys kleed en nie enige iets anderste nie. En ek dink daar is baie Christene wat so leef, onseker met 'n grys kleed aan. Daar is baie mense in ons samelewing wat nou regtig waar nie roekeloos stort oor die afgrond van die sonde nie. Maar ek dink daar is ook 'n klomp van ons wat nooit op die bergtoppe van aanbidding rondbeweeg nie. Hierdie twee uiterstes nie. Daar is mense wat nooit sal uitbars in 'n vloedgolf van vloekwoorde nie. Maar daar is ook 'n klomp mense wat nooit uit sal bars in lof en die eer aan die Here nie. Ons leef meer so soort van gelykmatig. Ons word nie wild van woede nie, maar ons word ook nie wild van vreugde nie. Jy sal nou nooit in 'n kroeg dronk word nie, maar jy sal nou nooit regtig waar dronk raak van blydskap wat in jou lewe na vore kom nie. Baie mense trap maar so half versigtig en loop die paadjies van middelmatigheid in hierdie lewe. Ons kan niks teen hulle Christendom sê nie, maar ons kan nou ook nie regtig waar iets oor hulle of van hulle Christendom sê nie. Dikwels sien 'n mens iets daarvan in ons samelewing, dat mense maar net so aanploeter. Baie oninspirerend, in 'n soort van 'n gryse godsdienstigheid, wat maar net elke dag min of meer dieselfde is. Maar hierdie Bybel van my wat nou hier voor my lê, is nie so 'n grys boek nie. En baie van julle weet dit mos nou baie goed ook. En sou sekerlik 'n hele aantal teksverse kan aanhaal om dit te bevestig. En ek gaan dit nou doen in die volgende oomblik, om 'n paar van hierdie helder gedeeltes, wat op ander plekke in die Bybel na vore kom, maar ook in hierdie gedeelte na vore kom, net vir julle aan te herinner. Een vers wat ons ook seker soos baie van die ouer garde, Psalm 23 uit ons koppe uitken, en miskien kan van ons jongeres nou daarmee bykom, is Johannes 3 vers 16, en daar staan hy. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Bekende vers. Daar is nog sulke verse. In Johannes 11 lees ons, toe sê Jesus vir die vrou, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Hoor julle dit? 'n volgende ene, hier in 1 Johannes 5 vers 12. Wie die seun het, het die lewe. Wie nie die seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. En dan gaan ons net aan na die volgende versie wat sê, hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Julle, wat in die seun van God glo. Kom julle agter in die teksverse wat ons gelees het, dat dit helder is, dat daar niks troebels of onverstaanbaar in hierdie teksgedeeltes aanwesig is nie?
Daar's nie 'n miskien of 'n dalk of 'n ja maar of wat ook al aanwesig nie. Dis helder en duidelik vir my. God sê, dit is so dat ek duidelikheid en dat ek sekerheid kan hê. En dan neem ek vir God op sy woord. Want dit is wat ons graag met die woord wil doen. Ons wil die woord lees. Ons wil hoor wat hy sê. En ons wil graag hê dat hy vir ons helderheid sal gee oor sekere dinge wat by ons aanwesig is. As ek in die een kant praat van hierdie soort van sekerheid, dan sal ook 'n klomp goed in die lewe waaroor ons net eenvoudig nie seker is nie. Daar's telke male in die politiek iets aanwesig, of daagliks wil ek amper sê, wat ons totaal en al verras. By die ekonomie kan ons ook nie regtig waar tred hou nie. Waarvan is ons seker in die ekonomie? Ek sukkel in elk geval om te verstaan hoe dit regtig waar werk. Behalwe dat daar iets is wat betaal moet word, en dan moet dit betaal word. En dan moet jy sien van waar kom dit, om dit te betaal. Van ons jonger geslag, miskien ouer mense ook, dalk mans ook, sit met die krisis van werksgeleenthede. En die een oomblik het jy die werk, en 'n volgende oomblik, dan is dit nie meer vir jou 'n werklikheid nie. En so wonder jy oor waarheen jou kinders gaan, en wat van hulle gaan word. En oor gesondheid, hoef ek sekerlik nou niks te sê nie. En dalk is baie van julle se taal ook, maar soos in die omgewing waarin ek beweeg, waarin mense vir mekaar sal sê, soos wat ons ouer word, besef ons al meer hoe kosbaar gesondheid is, maar ons sal dit ook kan sê van klein kindertjies wat gebore word. Verlede week nog, vertel vir my vriende vir my, was daar goeie tekens gewees van reën wat hier Woensdag, Donderdag se omgewing sou uitsak in hierdie omgewing, 'n bietjie dieper na die binnelandse kant toe. En gisteraand sê 'n persoon vir my, daai reën het nou verdwyn, lyk dit vir hom. So waarvan is ons seker in hierdie wêreld waarin ons lewe? Dalk dan net van die een gedagte, wie die Seun het die ewige lewe. Ek hoor hier in hierdie gedeeltes, dis myne. Dit word vir my gegee. Dit word aan my beskikbaar gestel. Dit is tot my beskikking. God gee dit vir my. Ons hoef nie soos grys mannetjies en grys vroutjies te lewe oor hierdie aspek van ons lewe, dat ons voortdurend daaroor wonder en daaroor onseker is nie. Ons kan maar leef met die wete van die verlossing, van my verlossing, van die feit dat ek die ewige lewe het, omdat Christus dit vir my bewerkstellig het. En hier sien 'n mens dit in vers 10 en 12, in hierdie gedeelte, hier staan dit in hierdie boek van my, in hierdie Bybel van my staan dit swart op wit. Hoor nou maar 'n bietjie, wat sê Openbaring daarvan. Hierna het ek 'n groot menigte gesien, wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en het voor die troon en voor die lam gestaan. Bietjie verder aan. Hulle het wit klere aangetree en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Geloofsekerheid. Maar geloofsekerheid beteken nie sekerheid van jou geloof nie. Ek herinner my daaraan dat ek van tyd tot tyd hoor dat mense vir my sal sê, as dit nie vir my geloof was nie. En dan dink ek nogal dis mense wat ek goed ken,
wat sekerlik ook dit iets wat anders te kon sê, en sou kon sê, as dit nie vir die Here Jesus Christus was nie. Want ek dink die belangrike hier, broers en susters, is, dit gaan hierso oor, waarin glo jy? In wie glo jy? As jy 'n geloof het in jou eie geloof, dan is dit nie dieselfde as om geloof in God te hê, op grond van dit wat hy met ons deel en wat hy vir ons sê nie. Geloofsekerheid is gerig op iets, en ek moet dalk baie duideliker daaroor wees en sê, geloofsekerheid is gerig op iets, op iemand buite myself. En hierdie geloof is geanker, hierdie geloofsekerheid is geanker in die objektiewe waarhede waaroor die Bybel praat, soos wat ek dit in hierdie oggend al met julle gedeel het. Hoe meer 'n mens van jouself af wegkyk na hierdie vaste waarhede van die Bybel, hoe meer groei sekerheid in my eie lewe. As ek dit sou kon regkry, as dit kon gebeur, dat my oog gefestig is op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof, sê die Hebreër teks vir my, dan is ek seker, dan het ek sekerheid. Ek weet, die oorgrote meerderheid, of almal wat vanoggend hier so sit, sou vir my kon sê, maar ek is in hierdie oggend hier, omdat ek glo in God, en omdat ek glo in Jesus Christus. Hierdie teksverse, dink ek, poog maar net om vir ons absolute duidelikheid te gee van waarin, in wie lê ons geloof. En ek hoop in die wyse waarop ek dit geformuleer het, dat julle iets kon gehoor het, dat dit 'n sekerheid is wat berus op God, wat buite my is, maar wat hier is, en wat deur sy seun Jesus Christus alles gedoen het, tot aan die kruis, in die opening van die graf, om vir my die sekerheid te gee, soos wat daar dan later aan ook staan na sy opvaarding, dat hy vir ons 'n plek gaan voorberei het in die hemel. So kom ons sê vir mekaar, sekerheid is nie iets wat groei wanneer 'n mens probeer om jou eie onsekerheid wat jy in jou ronddra te beveg nie. Dit lê in God. Dit lê in die drie-enige God. En dit lê in die Seun wat in my lewe aanwesig is, in wie op ek totaal en al staat maak vir die plek wat vir my voorberei is. Ek dink 'n mens sou ook kon sê dat wanneer ons tussen ander mense is wat hulle oog gefestig hou op Jesus Christus, dan moedig sulke mense my aan. Dan maak sulke mense my nuuskierig om ook te sien wat hulle sien. En dan begin ek ook te kyk en ek begin ook te soek. In hierdie week het ons, of in die afgelope 2 weke, het ons in ons disippelskapgroep materiaal dit weer helder en duidelik besef. Dat om naby aan die Here te leef en om voortdurend van sy teenwoordigheid in my lewe bewus te wees en om tyd vir hom te maak en om geleentheid te soek, te maak waar ek net eenvoudig kan stil raak met die woord van die Here in my hand.
kan afskakel en kan fokus op God. Dit is die wyse waarop daar groei in ons lewens plaasvind. Ons het ook besef, deur saam met mekaar te sit en met mekaar te gesels oor ons geloof en ons ervaring en getuienisse wat uitkom. Dit is so verhelderend en dis so versterkend in ons geloof. Maar dit gaan oor daai nabyheid van God, wat die groot verskil maak in ons lewens. Natuurlik is dit dan so, soos wat julle my hoor, dat as ek fokus op God en sy woord, dan is daar verseker groei wat in my lewe plaasvind. En dan daarna, soos wat die groei ontwikkel, is daar dinge in my lewe waarvan ek ook net ontdek, maar ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar vir God en die manier waarop hy werk en die manier waarop hy 'n werklikheid is, dat ek ook maar net my dank aan hom wil betuig. En daai dankbaarheid gaan normaalweg oor in maniere waarop ek die dank aan hom wil betuig. Die manier waarop ek dan lewe. Mag daar in hierdie oggend iets wees wat vir jou dalk groter sekerheid, groter helderheid gee. Nie net oor wat ek gesê het nie, maar oor die inhoud van hierdie teksgedeeltes waarin ons in hierdie oggend gekyk het. Daar word verwys na 'n Duitse teoloog wat nou 'n bietjie filosofies 'n uitlating gemaak het, maar dit laat my dink en dit laat my weer terugkeer keer op keer daarna toe. Dis 'n kort frase wat sê: Here, of ek glo, weet ek nie. Maar ek weet in wie ek glo. Mag dit so wees as jy vanmôre hier uitstap dat jy weet, in hierdie dag, in hierdie gebou, in hierdie erediens, het dit deurentyd gegaan oor God. Dankie tog. Dankie vir die genade dat ek kan glo. Dankie dat God so lank pad met my aankom en op verskillende maniere in my lewe ingewerk het. Sodat ek nie twyfel hoef te hê oor God en oor sy seun en oor die werk van die Heilige Gees nie. Ons gaan aan die einde van die erediens 'n lied sing, 'n baie bekende lied wat weer vir ons help om te kan sê, Here, hier is ek. Here, ek gee my lewe, ek gee my alles. En as daar hoegenaamd by jou 'n stuk onsekerheid is, want dit kom in mense se lewens, in ons lewens na vore, dan is die mense na die erediens wat graag na jou sou wil luister, wat dalk 'n bietjie met jou sou wil gesels, wat dalk met jou saam sou wou bid. En dan is jy welkom om of sommer net aan die bank te bly sit, of jy sou hier voor na iemand toe kom. En ek gaan ook 'n bietjie draal. En as iemand 'n behoefte het, dan is hier mense met wie jy kan gesels in hierdie oggend. Kom ons maak vir 'n oomblik ons oë toe. Here, as ons bid, dan praat ons met U. En dan bid ons tot U. En soos wat teksgedeeltes, liedere sê, dan nader ons tot U. En Here, namens 'n klomp mense in hierdie erediens wil ek vanmôre vir U sê, ek behoort aan U. Dis U wat vol genade is. Dis U seun Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het en uit die dood uit opgestaan het. En wat dit vir my moontlik maak dat ek in hierdie oggend kan sê, ek is seker in God die Vader. Ek is seker van Jesus Christus. En ek is seker van die Heilige Gees.
En Here, daarom wil ek sê met al my onsekerheid en met al my gebreke, in hierdie oggend wil ek vir U sê, Here, ek glo in U. Ek behoort aan U. En dankie vir die duidelikheid en dankie vir die sekerheid wat U dan ook in my hart plaas. Maak dit vir my moontlik om vanuit hierdie diepe dankbaarheid in my te kan lewe. En as die onsekerheid wil oorneem in ons lewens, Here, wil U deur die Gees en deur medegelowiges in ons werk, sodat dit nie sal oorneem nie. Amen. Kom ons gebruik 'n geleentheid om ook met ons offergawes vir die Here dankie te sê. By die deure is daar ook 'n geleentheid om 'n bydrae te gee vir die teologiese kweekskool en die werk wat daar gedoen word. So dis die twee moontlikhede wat ons het in hierdie oggend. Ons maak so toe asseblief. Dankie Here dat vir die gawe wat U vir ons skenk om hierdie offer te kan bring. Ons bid Here dat waar die offer aangewend word, dat vir die kerkraad almal betrokke met rentmeesterskap sal toerus om die aanwending daarvan U te verheerlik. Ons bid dit in die naam alleen Here. Amen. Die lied wat ons gaan sing, ek het gesê van die gebed, die lied wat ons gaan sing, gaan ook nou daar na vore kom, so ek wil julle vra om te staan, kyk na die woorde en dan sing ons dit almal saam. Neem my lewe, laat dit hier. U gewy wees meer en meer. Laat my hart geduldig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande sterk, dienstbare en goeie werk. Neem my voete skoei hier met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing aan die Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hy sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer hier, niks nou my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat dit hier. U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Die begrafnis waarvan ek nou net gepraat het, is nie 11:00 nie en wel om 1:00. En liewe broers en susters, mag julle derentyd die genade van God beleef. Mag julle derentyd die duidelikheid en die sekerheid het dat dit God is wat ons verlossing bewerkstellig
En dat dit Jesus Christus is wat vir ons 'n plek voorberei in die hemel. Mag God julle dra in alles en met alles waarmee julle besig is. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Hier laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees,